Openbaring 1, Openbaring die laaste boek in die Bybel, daai prentjie daar is amper 'n visualisering van die omgang van Openbaring. Dit is, daar kom so baie uit hierdie boek uit en ons moet nie bang wees vir Openbaring nie. Soos ons nou deur hierdie hoofstuk 1 gaan jy agterkom maar hoe wonderlik is Openbaring eintlik. Wat is hierdie boodskap wat God vir ons bring en word opgewonde oor Openbaring. En as jy hom nog nie gelees het nie, gaan lees weer Openbaring. Lees hom soos jy 'n storieboek sal lees. Probeer die hele Openbaring deurlees. En dan begin jy hom afbreek, dan lees jy stukke maar kry eers die groter prentjie, want dit is 'n wonderlike boek. Dit is 'n boek wat ons opgewonde maak, dit is 'n boek wat ons troos bring. So as ons na die 7 gemeentes gaan kyk, ons gaan nou 'n bietjie sien, hoekom 7 gemeentes, wat is die fokus daarvan? Maar raak opgewonde oor Openbaring. Die boek Openbaring, die wie, die wat en die waar van Openbaring. Kom ons lees Openbaring 1 van vers 9 af tot vers 11. Die wie, die wat en die waar van Openbaring. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jesus en deur het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Hoor jy wat sê Johannes? Hy gee vir jou 'n bietjie agtergrond. Ek is julle medegelowige en deur my verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. So, dadelik is nie net 'n negatiewe boek nie. Dit is uitdagings, maar daar's ook volharding, daar's koninkryk. Hy gaan verder, ek was op die eiland Patmos, waarheen ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Die agtergrond van Openbaring, hy sit in ballingskap, hy sit op 'n eiland. Nou dit was nie soos ons eilande ken met 'n mooi hotel, dit was soos 'n strafkamp. En jy kan net dink hoe erg moes dit gegaan het op daai eiland. Vers 10, op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem gehoor. Op die dag van die Here, wat is die dag van die Here? Dis die Sondag. Onthou die Jode het die Sabbatdag gevier, die Saterdag. Die Christene het begin Sondag vier. Hoekom Sondag? Want dis die dag wat Jesus opgestaan het, daarom die dag van die Here. En daarom op die dag van die Here toe hy Jesus se opstanding gevier het, is hy deur die Gees meegevoer en het hy agter hom soos die geluid van 'n trompet 'n stem gehoor. Hoor wat sê hierdie stem? Skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. Daar's dit. Merk daai vers. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Die inleiding van wie, wat, waar, Johannes op hierdie eiland. Op die Sondag hoor hy hierdie stem agter hom soos 'n trompet. Nou ek weet nie of jy al naby een van daai lang trompette was as hulle hom blaas nie. Dis nie net so sagte geluidjie wat jy agter jou hoor nie. Dit is hierdie intense klank en hy het hierdie stem agter hom gehoor wat gesê het skrywe. Skrywe dit neer en stuur dit aan die gemeentes, die 7 gemeentes. Die 7 gemeentes is 'n siening van die kerk in die wêreld. 7 is die volmaakte getal. 7 gemeentes, stuur dit vir die kerk in die wêreld. Daarom vanmôre NG Gemeente Bultfontein Oos. Ons is deel van die kerk, ons is deel van die 7 gemeentes. So hoor die boodskap wat Christus vir ons bring. Hoor hierdie boodskap wat aan Johannes gegee is en wat aan ons oorgedra word. En neem kennis. Hoor hierdie stem. Dis die wie, die wat en die waar.
Maar hoekom hierdie opdrag van skrywe? Hoekom hierdie opdrag gaan deel hierdie boodskap wat jy kry? Ons gaan net so 'n paar verse terug gaan na vers 7 en vers 8. Want dit is die antwoord vir hoekom moet hy dit skrywe? Want dit wys na die tema van Openbaring. En die tema van die hele boek van Openbaring. Nie net die stukkie wat hy praat met die gemeentes nie. Ons gaan nou sien hoe pas alles by mekaar in. Maar die hele boodskap van Openbaring is gedeel en word gedeel met die kerk as gevolg van 'n gebeurtenis wat op pad is. Vers 7. Kyk, hy kom met die wolke. En al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd beeklag. Ja, dit is seker. Nou wie is op pad? Wie kom? Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die tema van Openbaring, hoekom skrywe? Want Jesus is op pad terug. Dis nie net dat hy gaan kom nie, hy's klaar op pad. En daarom hierdie opgewondenheid wat in ons harte na vore moet kom. Jesus is op pad. Ons Here, ons Verlosser, ons Koning. Hy het herhaaldelike kere gesê, ek kom terug. En nou kom Johannes en hy deel dit wat hy gehoor het. Skrywe. Hoekom? Want Jesus is op pad. Nou hoe voel jy as jy hoor Jesus is op pad? Wat is jou gevoel in jou hart vanmôre? Ja, ons sing hy dan, ons is nie teen dit nie. Maar maak dit jou opgewonde? Maak dit jou oorstelp met vreugde wat ons nou nog gesing het. Dink ek elke oggend, ja, dis miskien vandag dat Jesus terugkom. Maar hier's 'n waarskuwing in hierdie gedeelte in. Vers 7 begin kyk, hy kom in die wolke, maar dan gaan dit aan en al die mense wat hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weerklaag. En hier is 'n bietjie af van die punt af, maar hier lees ons van 'n noodsituasie in die wêreld. Hoeveel mense ken jy wat nie Jesus Christus volg as hulle verlosser nie? Hoeveel mense ken jy wat apaties staan teenoor Jesus? Wat hulle ken hom, hulle weet van hom, maar hulle glo nie. Hulle aanbid hom nie, hulle buig nie voor hom nie, hulle vertrou hom nie. As jy praat oor die wederkoms, ja, miskien eendag. Hierdie vers maak my bang vir die mense wat nie glo nie. Al die mense sal hom sien. Elke mens op hierdie aarde gaan gekonfronteer word met Jesus as hy kom. Ook hulle wat hom deurboor het, die wat hom verwerp, die wat sê ek glo nie. Hoekom moet ek aan iemand glo wat 2000 jaar terug hier op die aarde geloop het? Al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weerklaag. Wat beteken dit? As Jesus kom, en hy's op pad, en almal gaan hom sien, dan gaan daar in die wat nie glo nie, hierdie weerklaag wees. Dit is 'n smart, dis selfverwyd, dis waar jy by 'n punt kom wat jy sê, maar ek is verloor. Hoekom gaan hulle daai moment as hulle sien Jesus kom weer? Hoekom gaan hulle dan sê, maar hoekom het ek nie geglo nie? Hoekom het ek nie die Bybel aanvaar nie? Hoekom het ek nie my lewe gegee in die hande van Jesus nie? Want tot daai moment gaan die mens nie dink, maar hy's 'n sondaar. Hy gaan nie dink, ek het iets verkeerd gedoen nie. Wat is sonde? Dis mos, ek het niemand die skade gedoen nie. Maar die moment as Jesus verskyn, o wee. As jy jouself gaan vergelyk met Jesus, die Seun van God, die opgestane oorwinnaar, die heerser,
Hy wat heilig is, die engele wat in sy teenwoordigheid sê, heilig, heilig, heilig is die Here. As jy daai heilige Here sien, gaan jy in daai moment gaan jy besef, maar ek is 'n sondaar. In vergelyking met wie Jesus is, gaan elke mens besef, ek kan nie in sy teenwoordigheid wees. Ek kan nie sy kind genoem word nie. Ek gaan nie deur hom aangeneem word nie. Hy is heilig. Ek is 'n sondaar. Daarom hierdie verwysing na hierdie weerklag, my sonde teenoor 'n heilige redder, daar's nie hoop vir my. En dan daai wete van 'n ewigheid, 'n oordeel vir ewig. Vir ewig gaan jy daai gevoel hê van ek skuldig voor die Here. En daarom hierdie weerklag, hierdie selfkastyding, hierdie verskriklike, hartverskeurende oomblik. En daarom sê ek, is 'n noodsituasie, maar wat doen ons? Vertel ons van Jesus. Daai mense wat naby jou is, wat nie glo nie, vertel vir hulle. Want hy kom op die wolk, die eerste keer het hy baie saggies gekom. Hierdie keer as hy weer kom, gaan dit so wees, almal gaan hom sien. Hy kom as oorwinnaar. Hy kom as redder. Hy kom as heerser. En so kom hy en ons gaan net voor hom staan en sê, maar ek is 'n sondaar. So asseblief, as jy iemand ken, iemand wat naby jou is, iemand wat glo wat jy sê, iemand wat jy vertrou, praat met hulle oor Jesus. Want ons wil nie een van die mense wat naby ons is, moet op daai moment as Jesus weer kom, weer klag. Ander gedeelte sê, hulle gaan sê, berge val op ons, heuwels bedek ons. Ek kan nie in die teenwoordigheid van 'n heilige God wees. Maar wat van ons? Moet ons ook nou hierdie vrees hê? Nou net ek gesê, opgewondenheid, Jesus kom. Moet ons nou hierdie vrees hê van, ek gaan nie goed genoeg wees. Openbaring 22 sê Jesus, ek kom gou. Die laaste hoofstuk van die Bybel. En die kerk, die wat glo, die kinders van God, die Christene, hulle sê, kom! Want hulle sien uit na die koms van Jesus. Hoekom? Hoekom is die wêreld hierdie vreesagtigheid as hulle Jesus sien? Hoekom gaan ons met vreugde gevul wees? Want hy is ons Here. Ons ken hom. Ons is mos vrygespreek. Daai onthou vers nou? Ons sondes het op hom gekom. Sy geregtigheid het op ons gekom, soos Jesus verskyn. My Here, U is hier. As nou ook 'n verwysing wat Jesus met Johannes gepraat het, wat dit wys so sy intieme verhouding met ons. So as Jesus weer kom, gaan ons sê, my Here, U is hier. En daarom daai begeerte in ons harte wat moet sê, kom Here, ek sien uit na U koms, want U is my Here. Is daar twyfel in jou hart oor die koms van Jesus? Is daar miskien hierdie, ek weet nie, gaan dit so wees, soos ons dit lees, gaan dit regtig so wonderbaarlik wees? Kyk, hy kom in die wolke, almal gaan hom kan sien. Daai vers word afgesluit met die woorde, ja, dit is seker. Dis 'n dubbele bevestiging. Dis ja, amen. Dis amen, amen op die koms van Jesus Christus. Hy kom beslis, hy kom verseker. Ons kan dit aanvaar, ons kan dit glo, ons moet daarvolgens lewe, want hy kom. En ons kan uitsien daarna. So die skrywe is daai oproep, wat Jesus vir Johannes gee, deel hierdie boodskap. Want die gemeente, die 7 gemeentes, die kerk in die wêreld, moet dit hoor. Bultfontein Oos, ons moet dit hoor. Want ja, dit is seker. Jesus kom verseker. Wie is handelend in Openbaring? Wie is besig in Openbaring? Wie se handelinge word beskryf in Openbaring?
Wie gee die opdrag? Wie praat? Want die antwoord op hierdie vraag bepaal hoe ernstig ons die opdrag gaan aanneem. Hierdie uitdaging, as ons na die 7 gemeentes gaan kyk, daar word goed gepraat van die gemeentes. Daar word hard gepraat met van die gemeentes. Daar's waarskuwings wat gegee word. Daar's oproepe. Breek met dit. Volg dit na. Maar wie gee hierdie opdragte? Wie gee hierdie waarskuwings? Wie bring hierdie beloftes? Want as ons daaroor kan saamstem, dan gaan dit bepaal, maar hoe gaan ek kyk na die res van die boek van Openbaring? So wie is handelend? Dis Jesus. Wie gee die boodskap aan Johannes? Dis Jesus. Maar dis die Jesus wat opgestaan het. Dis die Jesus wat op pad is. Dis die oorwinnende Jesus. Ons het baie keer nog hierdie konsep in ons koppe. As ons praat van Jesus, dan dink ons aan die babietjie. Of Jesus wat hier op die aarde geloop het. Jesus wat aan die kruis gesterf het. Maar die Jesus wat hier praat is, hy wat uit die graf uit opgestaan het, hy wat opgevaar het, hy wat heers, want alle magte is onder hom geplaas. Dit is die Jesus wat kom. Die eerste keer was dit hy het gekom as 'n lam. Onthou wat het Johannes gesê? Kyk, die lam van God wat die sondes van die wêreld af wegneem. En Openbaring 5 praat van die lam en van die leeu van Juda. Want in die saal, in die troonsaal, het Johannes gesien, die leeu van Juda, hy wat die oorwinning behaal het, hy wat sterk is, die lam wat geslag is. So Jesus kom terug as die lam wat geslag is, hy wat die oorwinning behaal het, maar hy kom terug as die oorwinnaar. So, dit gaan nie 'n klein gebeurtenis wees as hy kom nie. Dit gaan nie net, die is Jesus. Almal gaan hom sien. Die wêreld gaan tot stilstand kom, want Jesus het gekom. Die Almagtige. Hy is op pad. En daarom hierdie oproep. Skryf dit, maak dit bekend, maar nou die uitdaging aan ons. As ons hierdie waarheid hoor, maak dit bekend, is ons uitdaging. Lees dit, aanvaar dit. Daar soveel keer word in Openbaring gesê, geseënd is die wat luister. As ons na die 7 gemeentes ook gaan kyk. Gelukkig is die wat luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Heeltyd daai uitdaging, hoor. Vaar dit verder. So moet nie net dit hoor nie. As ons daai gemeente oproepe kry, moet nie net hoor nie. Hoe gaan ek reageer? Hoe gaan ek Johannes se voorbeeld volg en dit uitdra, dit verkondig? Want hierdie boodskap is so groot. Wie is handelend in Openbaring? Kom ons lees van vers 12 af tot vers 16. Wie is handelend? Wie het gesê skryf? Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Die seun van die mens verwysing na Jesus. Die seun van die mens, die seun van God. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die haar op sy kop was wit, soos witwol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Wie praat hier? Wie's handelend? Dis Jesus. Jesus wat opgestaan het. Jesus wat regeer. En wat so mooi is, toe hy omdraai en hy sien dis Jesus. Sy eerste prentjie was tussen die staanlampe. Sien hy iemand soos die seun van die mens. Nou wat beteken dit? Die staanlampe is, daar's 7 staanlampe gewees, dis die 7 gemeentes. Dis die kerk.
So wat sien Johannes heel eers? Hy sien die seun van die mens, hy sien Jesus, die opgestane Christus, te midde van die kerk, en hoor mooi, dis ons realiteit. Jesus is hier teenwoordig, ons lees dit daar in Openbaring. Hy is te midde in ons. Hoekom is die kerk belangrik? Dis waar Jesus is. Dis waar ons saamkom, dis waar ons wat as gelowiges, waar ons by mekaar kom, Jesus is daar. Dis sy kerk, nie die gebou nie. Ons, die gelowiges, ons is die kerk, en waar ons by mekaar kom, daar is Jesus in ons midde. En dit is wat Johannes sien. Hy sien Jesus in die midde van die kerk. Hy sien hom met 'n lang kleed, die teken van 'n priester. Hy het 'n goue borsband. Hy is die hoëpriester. Dis hy wat intree vir ons. Dis hy wat sy lewe neergelê het. Dis hy wat die offer geword het. Dis hy wat ons vryspreek. Jesus, die verlosser. Wit hare, totale heiligheid. Totale heiligheid. Dis ons Here. Hy wat sonder sonde was. As jy dit nou nog lees, hy is as sondaar behandel. Hy is heilig. Oë van vuur. Hy sien alles. Hy sien ons harte. Hy sien jou hart. Hy sien jou nood. Hoor dit. Hy staan nie ver van jou af nie. Hy sien jou hart. Hy sien jou nood. Hy sien jou gemoed. Sy voete wat gloei soos geelkoper. Hy is magtig. Jesus is magtig. Hy is almagtig. Alle gesag is aan hom gegee. Alles is onder sy voete geplaas. Uit sy mond kom daar 'n swaard, 2-snydende swaard. Die woord van God, paar keer in die Bybel word die 2-snydende swaard verduidelik met die woord van God. So hoe gaan Jesus sy vyande vernietig? Met sy woord. Wat is sy woord? Dit is sy woord. Die Bybel is sy woord. Hoe lewe ons volgens die Bybel? Die woord van God. Dit is wat Johannes gesien het toe hy omgedraai het. En dit is wie op pad is. Dis ons Jesus wat op pad is. Vers 17 en vers 18. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek het die sleutels van die dood en die dodery. Nou, ek kan myself net indink, hoe het Johannes gereageer? Hy hoor hierdie trompet, hierdie verskriklike geluid agter hom en jy draai mos nie stadig om as iets verskrikliks agter jou gebeur nie. Toe hy omkyk, toe sien hy hierdie verskyning van Jesus. En wat is sy reaksie? Hy val. Want hoe kan jy voor Christus bly staan? Hy val neer. Maar Jesus se woorde, en dit, ek het nou net daarna verwys, dit is so wonderlik vir ons om dit te hoor. Want wat het Jesus vir hom gesê toe hy sê, moenie bang wees nie. En dit is hoe ons moet dink as ons dink aan die wederkoms van Jesus. Moenie bang wees nie. Hoor wat sê Jesus? Dit is ek. Dit is hoekom ons nie vrees hoef te hê vir die wederkoms nie. Dis hoekom ons weet, maar ek gaan nie in hierdie rouklag en hierdie vrees reageer as Jesus kom nie. Want Jesus gaan vir ons sê, wat dit is ek. Jy ken my. Ek is jou verlosser. Jy is my kind. Ek het jou aangeneem. Jy bely my naam. Jy roep tot my. My Vader is jou Vader. Jy is gevul met die Heilige Gees. En daarom, toe Jesus sê, dit is ek. Toe dink ek, toe was Johannes rustig. Want hy ken hom. Ken jy Jesus? As hy vandag vir jou sê, dit is ek, weet jy wie met jou praat? Glo jy in hom? Vertrou jy hom volkome? Dit is ek, moenie bang wees nie. Sing vanmôre Jesus se woorde. Dit is ek. Sing sy hart. Hy gaan verder, dit is ek. Die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid
En alles wat jou bang maak, alles wat vrees in jou hart bring, die dood en die doderyk, ek het die sleutels in my hand. Ek regeer, sê Jesus. Dit is ek. Hoor daai woorde van Jesus. Vers 19, kry Johannes weer die opdrag. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is, en wat hierna gaan gebeur. Skryf dit op. En dit is hoe ons na Openbaring moet gaan kyk. Openbaring is baie simboliek, as ons kyk na daai verskyning van Jesus. 'n lang kleed, die borsplaat, die wit hare, die oë, die swaard, die voete. Simbolies, want dis die mooi ding van Openbaring. Openbaring was onder die Christene versprei. Maar is so geskryf dat iemand wat nie 'n Christen was nie, kon nie verstaan wat staan in Openbaring. Want as jy gevang was waar jy 'n boek het wat sê dat Jesus is die Here, hy is koning bo die keiser, dan het hulle jou net daar doodgemaak. En die Openbaring is so geskryf, Christen het geweet, dis Christus. Iemand soos die seun van die mens, ons het dadelik, ons weet wie's dit, dis Jesus. Iemand wat nie weet wie is die seun van die mens, jy gaan nie weet, dis Jesus. En soos Openbaring simbolies geskryf. Maar hy is ook verder, en dit wat ons hierso sien in hierdie opdrag, skryf nou op wat jy gesien het. Dit wat in die verlede was, dit wat jy gesien het, Johannes, so ek met jou gepraat het, hoe jy omgedraai het. Skryf oor Christus, die oorwinnende Christus, wat op pad is. Maar dan gaan hy verder, skryf ook wat nou daar is. En wat nou daar is, dis dit wat ons beleef. As ons gaan kyk na die 7 gemeentes, dis wat op daai moment gebeur het. En God se oproep aan die gemeente, so as ons gaan kyk na Openbaring, dan kyk ons na dit wat gebeur het, dit wat Johannes gesien het, dit wat nou is. En dit loop reg deur Openbaring. Daar is die tye momente speel mekaar af. Daar is nie net een tydslyn wat deur hardloop nie. Dit is dit wat was. Dit wat jy gesien het, Johannes. Dit wat nou is, dit wat ons nou beleef. En dan dit wat gaan kom, dit wat gaan gebeur. Dit wat jy gesien het, dit wat nou daar is en dit wat hierna gaan gebeur. En so gaan ons na Openbaring kyk. So gaan ons na die brief aan die 7 gemeentes kyk. Dit wat Johannes gesien het, dit wat nou is, wat ons nou beleef in hierdie wêreld as deel van die kerk van Christus en dit wat hierna gaan gebeur. Maar dit alles onthou, dit is ek. Dis wat Jesus sê. Dis ek wat handel, dis ek wat praat. Daarom daai oproep wat skryf en dan die laaste vraag. Nou wil ek vir jou vra, hoe gaan jy luister na die 7 briewe? Met hierdie inleiding, met hierdie hoofstuk 1 in gedagte, Jesus wat op pad is, hy wat kom oordeel, hy wat sy kinders kom haal, hy wat weer kom, hy wat kom as die oorwinnaar, hy wat jou lief het, hy wat jou gesterk het, hy wat die lam is, maar ook die leeu. Hoe gaan jy luister na die 7 briewe? En ek gaan vra asseblief, probeer by elke diens wees, dat ons saam as 'n gemeente voor God kan staan en sê, Here, dis wat ons hoor, dis wat U vir ons sê, dis ons oproep van U af oor ons gemeente. Here, wat sê U en wat moet ons doen? Want ons bely, ons glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons bely, ons is gered deur die bloed van die Lam. As kerk, as bruid van Christus, as daar waar Christus teenwoordig is, hoe lewe ons as sy kinders? So die uitdaging is, luister na die waarskuwings, hoor die oproepe, ontvang die beloftes, en kom ons word en wees en lewe, soos Christus wil hê, sy bruid, sy kerk moet lewe. Amen. Kom ons bid saam.